Bal word vertikaal opwaarts vanaf 'n hoogte x bo die grond geprojekteer. Na ruk val die bal grond toe en bons terug na dieselfde hoogte waarvandaan dit geprojekteer is. Ignoreer wrywing en aanvaar dat daar 'n weggelaatbare tydsverloop tydens die botsing van die bal met die grond is. Watter een van die volgende is die korrekte posisie-tydgrafiek vir die beweging van die bal? Die korrekte antwoord is B. Daar word vir ons gesê dat x 'n positiewe hoogte bo kan die grond is en die projeksie van die bal begin by x. Met ander woorde, in die geval van B begin dit nie by x nie en in die geval van C begin dit nie by x nie. So B en C is verkeerd. A, hy begin by x, D, hy begin by x, daardie is moontlik korrek. Soos wat die bal opwaarts gegooi word, neem die spoed geleidelik af. Dit stem ooreen met die grafiek van 'n parabool. Dan word die maksimum hoogte bereik, die bal kom tot stilstand. Soos wat die bal dan afwaarts val, neem die spoed ook geleidelik toe onder die invloed van gravitasie. En ook dit stem ooreen met die grafiek van 'n parabool. A met hierdie reguit lyne lyk meer soos 'n snelheid tydgrafiek, so daardie is verkeerd en dit laat ons dan met die korrekte antwoord D. Jy het basies 3 grafieke wat jy moet ken vir vertikale projektielbeweging, versnelling teenoor tyd, snelheid teenoor tyd en dan posisie teenoor tyd. So in hierdie geval word opwaarts as positief gedefinieer en afwaarts is negatief. So kom ons begin met versnelling teenoor tyd. As ons dit gaan skets, dan kry ons 'n waarde van minus 9,8 meter per sekonde kwadraat, want afwaarts is negatief, opwaarts is positief. So kom ons kyk eerstens na hierdie gedeelte. So wat gebeur hierso? Die snelheid gaan afneem teen konstante versnelling en dit beteken die snelheid teenoor tydgrafiek lyk so, tot wat die maksimum hoogte bereik word en daar is die snelheid dan gelyk aan 0. En hierdie snelheid teenoor tydgrafiek stem dan ooreen met 'n parabool as ons die posisie teenoor tydgrafiek skets. Ons volgende tydsinterval keer die bal terug tot by dieselfde hoogte as van waar dit geprojekteer is, met ander woorde as posisie x. Jou versnelling teenoor tyd bly konstant vir die hele scenario, bly dit minus 9,8 meter per sekonde kwadraat. My snelheid teenoor tyd grafiek, daai lyn is nou 'n verlenging, die gradiënt bly dieselfde. Hoekom? Want die gradiënt stem ooreen met my gravitasieversnelling. Maar die bal beweeg nou afwaarts, dit versnel in die negatiewe rigting, so ons het 'n parabool, maar nou afwaarts. Volgende kyk ons tot waar die bal die grond tref en die posisie 0 is. So wat gebeur? Gravitasieversnelling konstant. Die snelheid teenoor tyd, daai lyn gaan net verder afwaarts. En dan sien ons weer eens die parabool as dit kom by die posisie teenoor tyd grafiek. Dan om klaar te maak, kyk ons na die laaste segment. Hier bons die bal net voordat dit bons, die bal beweeg afwaarts, die snelheid is negatief. En dan skielik is daar 'n verandering in rigting en die snelheid is weer positief. Maar dit neem weer geleidelik af. As ons aanvaar daardie is ons maksimum hoogte, dan stem dit ooreen met 'n snelheid van 0. En vergelyk weer eens, parabool, hy neem af. Parabool, hy neem af. Daar is raakvlakke. So wat jy moet weet, gravitasietyd, snelheid tyd, posisietyd, gravitasietyd, reguit lyn, snelheid tyd gaan ook reguit lyne wees afhangende wat jou situasie is dit opwaarts positief of afwaarts negatief, wat is aan die gang daarso, en dan jou posisietyd is gewoonlik dan 'n parabool van een of ander aard.